woordsoorte in Afrikaans. Dis dieselfde begrip in elke taal. Hierdie studielys help jou dit bemeester. Wees gereed! Welkom by nog 'n video-uitgawe deur Dirk E-Teacher of Dirk E-Onderwyser met praktiese idees direk uit die klaskamer en media vir die klaskamer. Welkom by voornaamwoorde in Afrikaans. Dit is 'n werkstuk, vlak graad 4 en hoër. Inhoud, hersiening, vrae, memorandum. Begrippe behandel, wat is 'n voornaamwoord? Onderwerp en voorwerp voornaamwoorde, alle ander voornaamwoordtipes. Kry asseblief jou skryfmateriaal gereed, wees ook gereed om te lees en saam te praat. Hierdie video is ook beskikbaar as 'n PowerPoint aanbieding. Hierdie skyfie of bladsy is ongelooflik belangrik. Ons doen die persoonlike voornaamwoorde hier. Eerste persoon enkelvoud, ek. Tweede persoon enkelvoud, iemand voor jou, jy. Derde persoon enkelvoud is almal individue. Hy, sy of dit. Eerste persoon meervoud, nou kom ons by die meervoude. Eerste persoon meervoud is ons, insluitend ek. Tweede persoon meervoud, julle, die mense, die groep voor jou. Derde persoon meervoud, hulle, die mense oor wie ons praat. Belangrik hier om te onthou is die nommers van die verskillende persone. Kinders kom in die hoër grade, leerders kom in die hoër grade en hulle het nie 'n idee waarvan die onderwyser praat as hy sê eerste persoon enkelvoud of tweede persoon meervoud nie. Maak asseblief seker, kollegas, dat die kinders dit vanuit die eerste lesse uit hoor. Eerste persoon, tweede persoon, derde persoon. Eerste persoon enkelvoud paar af met eerste persoon meervoud. Ek, ons. Tweede persoon enkelvoud paar af met tweede persoon meervoud. Jy of julle. En derde persoon enkelvoud paar af met derde persoon meervoud. Hy, sy, dit of hulle. Voornaamwoord beteken letterlik vir die naamwoord uit die Latyns uit. In Latyns, pronomen. Pro is vir en nomen is naam. Ons woord voornaamwoord kom uit die Nederlands uit. Voor wat beteken vir en naamwoord is naamwoord. So vir die naamwoord. Dit beteken nie vooraan of dis nie in die betekenis van voor, dit moet voor die naamwoord geskryf staan nie, dit kom in die plek van. Dus voornaamwoorde kan in die plek van selfstandige naamwoorde en naamwoordfrases gebruik word. Byvoorbeeld, die dame, sy, het die sak dit vir die man hom gegee. Kortom, sy het dit vir hom gegee. Dit voorkom herhaling van name. Die onderwerp voornaamwoorde hieronder is in rooi en die voorwerp voornaamwoorde hieronder is in blou. Almal op die foto insluitend ek, ons. Almal behalwe ek, hulle. Die man, hy of hom. Die dame, sy of haar. Die skrywer, ek of my. Die tafel, dit. En dit is dan nou ons persoonlike voornaamwoorde en dit is die begin waar ons die voornaamwoorde behandel. Ons gaan voort met die persoonlike voornaamwoorde. Die o agter 'n voornaamwoord dui op onderwerp en die v daarachter dui aan direkte of indirekte voorwerp. Ek woon daar, hy is my broer, sy is slim, ons het hulle gesien. Jy hou van haar, hulle help ons, die hond het dit geëet, sy het dit vir hom gegee, hulle het hom na haar toegeneem. Nou kom ons by die besittelike voornaamwoorde. Die pen is syne, daardie pen is hare. Dit behoort aan hulle, so dit is hulle sin. Let op hoe sin gespel word, dit is nie S-I-N nie, maar dit is S, afkappingsteken N. Al hierdie potlode is myne, maar daardie is joune, en nie ons sin nie. Let op,
dat ons sin is nie een woord nie, dit is 2 woorde. Ons en sin is S, afkapingsteken N, moenie onsin skryf nie, want onsin, O-N-S-I-N, beteken nonsens. Ons volgende groep voornaamwoorde is die onbepaalde voornaamwoorde. Dit is ongedefinieerd of onspesifiek wie dit is. Iemand het my pen gevat, niemand weet wie nie. Dit kon enige iemand gewees het. Ander onbepaalde voornaamwoorde is baie, 'n paar, party, enige, almal, diegene en elkeen. Op regterkant, onbepaalde voornaamwoorde om te praat oor dinge, alles, iets, enigiets, niks. Mense, almal, iemand, enigiemand en niemand. Plekke, orals, ergens of nêrens. Betrekkelike voornaamwoorde wys op 'n verhouding met wie of wat. Net hierdie 2, net wie of wat. Die man wat klavier speel is my oom, die motor wat daar staan is gebreek. Video's wat of mense vir wie ons omgee, maas wie se kinders, die persoon aan wie ek dit gegee het. Ons kan ook meer betrekkelike voornaamwoorde skep deur die woord wat aan 'n voorsetsel te koppel. So hier is 2 stelle, op die linkerkant wat plus voorsetsel en dan die woord. Wat aan word waaraan en wat by waarby, en so het ons waardeur, waarin, waarop, waarmee, waaroor. Op die regterkant, wat plus vir, waarvoor, en dat ons waarvan, waaruit, waarachter, waarlangs, waarsonder en waarna. Ons kry ook aanwysende voornaamwoorde in Afrikaans. Die is myne, soos in hierdie. Daardie is stikkend, maar hierdie is nog heel. Wederkerende voornaamwoorde. Dis voornaamwoorde wat na die onderwerp terugverwys. Ek was myself. Sy brei haarself 'n trui. Hulle het hulself 'n kar gekoop of vir hulle self 'n kar gekoop. Jan het homself beseer, die kat lek haarself. Ons het vir onsself gekook, jy bedien jouself. Ek lief myself. Onpersoonlike voornaamwoorde verwys na natuurverskynsels soos dit haal, reën, sneeu, dou of ryp. Ons kry verder as 'n laaste groep vraende voornaamwoorde. Vraende voornaamwoorde staan aan die begin van die sin. Wie is jy? Wie het so gesê? Wat is jou naam? Wat het jy gesê? Watter motor is joune? Waaroor kla jy? Hoe het jy my nommer gekry? Waarmee het jy dit gedoen? Skriftelike oefening 1. Vul die spasies in met die regte voornaamwoorde. Laat hierdie skyfie loop tot aan die einde van die blad of die skyfie en skryf dit dan neer skriftelik. Vul dan in die oop spasies wat die regte voornaamwoord is, wat pas by dit wat tussen hakies staan. Daar is A, B, C, D, E, F, tot by nommer F. As jy dit alles klaar het, gaan dan na die volgende bladsy toe wat die memorandum is. Maar moet asseblief nie kortpad vat nie, dit is nie die beste ding om te doen vir jou onthalwe nie. Almal moet eers weet hoe dat hulle gedoen het, deurdat hulle die werk eers self uitprobeer om hulle begrip daarvan te meet. Memorandum, gaan jou antwoorde na en korrigeer waar nodig. 1. Vul die spasies in met die toepaslike voornaamwoorde. Nommer A. Die seun wat daar sit, het gesê dat die pen nie joune is nie, dis syne. B. Ons was onsself, maar my baba sussie kan haarself nie was nie.
Almal is genooi, maar niemand het na die partytjie toe gekom nie. Net 'n paar of enkeles het geantwoord. Alles was gereed, niemand moet of moes iets bydra nie, dit was verniet. Nommer D. Ek is 'n seun en sy is 'n meisie, ons speel saam met almal. E. My ma het die geskenk vir my gegee, so dit is myne. F. Die motor wat daar ry, is die motor waaroor almal praat en waarvan ek jou vertel het. Is dit ook die motor waarin jy belangstel? Baie dankie vir jou deelname. Prente, eie en aanlyn, alle elemente deurpoetseer. Klik asseblief like en subscribe. Klik die playlist skakel vir ander video's of die PowerPoint aanbiedinge hiervan in die description kassie hieronder. Totsiens, sien julle gou weer.